Hy familie, nou David was die jongste van 8. Soos julle weet is ek is baie lief vir David en sy psalms. David was die jongste van 8 en David was die ou wat kans gesien het vir Goliat. En sy 3 oudste broers het kwaad geword vir hom en gevoel dat hy is voorbarig omdat hy voorgestel het, maar hy gaan hierdie reus nou verslaan. En hulle spot met hom, hulle sê vir hom, hoe kan jy wat nog 'n kind is, hierdie reus wil verslaan? Die is 'n beroepssoldaat. Jy is 'n skaapwagtertjie. En terwyl David met hulle kon beset en vir hulle probeer oorreed dat hy gaan hierdie reus verslaan, kom sy broers en hulle sê vir hom, maar in elk geval, soms so naïef word, in elk geval, waar is die skape? Wie kyk nou agter die skape aan, as jy nou hierdie tipe met is 'n tent wat jou nie kon sien nie. En op die einde van die dag het David die koning oorreed dat hy gaan hierdie reus, wat die volk van die Here so bespot en bedreig, gaan hy verslaan. Hy gaan hierdie reus wat hierdie army en hierdie beroepssoldate nie eens voor kansie nie, gaan hy verslaan. En dit kom by my toe, koning Saul vir David sy kleed gee om aan te trek voor hy gaan veg met hierdie Goliat. Trek David die klere aan en hy besef nie, man, die is nie my tipe ding nie. En hy sê vir die koning, nee, hy gaan nie die klere aantrek nie, hy gaan veg soos wat hy gewoond is. Hy veg. En ek dink aan die manier hoe dat David sy pa se skape oppas en dan het hy die leeu se bekke oopgeskeer en sy pa se skape daar uitgehaal. Die manier hoe hy agter beere aangegaan het en sy pa se skape gered het. Jy weet, hier waar dit laat my dink aan mense kyk na jou en hulle besef nie die battles wat jy veg in jou binnekamer, die battles wat jy veg wanneer jy die badkamer deur toemaak, die skills, die skills wat God vir jou leer in die gees, hoe om die battles te veg op jou manier en hoe hy jou aan mekaar gesit het. David trek hy klere uit en hy gaan met sy slingervel en sy 5 klippies. Ek wil vanaand vir iemand sê, gaan met jou slingervel en jou 5 klippies. Hierdie reus, hierdie Goliat wat voor jou staan, wat vanaand dalk lyk, en vir almal anders lyk dat hierdie reus is nie een van die wat verslaan kan word nie. Maar David was in die wildernis en die Here het sy hande geleer hoe om te veg. Die Here het sy verstand geleer hoe om taktieke in die gees te gebruik, hoe om te veg. En David gaan soos wat hy gewoond is, hy is. En hy gaan verslaan 'n reus wat almal voor bang was. En hy bring die kop van die reus as oorwinning. Ek wil vanaand vir iemand bemoedig. Jy hoef nie die raad of die manier van anders te gebruik om hierdie geveg waarin jy nou is te geveg nie. Nee, gaan met die manier wat jy gewoond is. Jy veg op jou knieë. As jy gewoond is, jy maak jou kamerdeur toe. As jy gewoond is,
Jy maak die badkamer deur toe as daar nie privacy is nie en jy praat met jou God, veg jou manier, want jy ken die trek rekord waarmee jy pad langs gekom het, hoe dat die Here jou geleer het hoe om te bid, hoe dat die Here jou geleer het hoe om hom te nader, hoe dat die Here jou geleer het hoe om te spreek. Gebruik daai manier om hierdie Goliat te verslaan. Hulle het hom in ag, want hy was maar net 'n skaapwagter. Ek weet nie waar jy vandaan is nie, omdat hulle jou in ag. Jy's dalk maar net 'n cleaner in hulle oë. Jy's dalk maar net 'n whatever hulle jou call, 'n koffieaandraer. Jy's dalk maar net 'n gewone officer. Jy's dalk maar net 'n gewone mens wat sy brood verdien met eerlikheid, maar jy verdien jou brood. Maar wanneer jy die kamerdeur toemaak, wanneer jy vir jou vereenselwig met die Here en God bewapen jou met dit wat jy weet, wanneer jy God se aangesig soek, dan gee hy vir jou die oorwinning. Ek wil vanaand vir iemand sê, trek uit dit wat die mense wil vir jou aantrek, om die oorwinning te kan behaal, en gaan soos wat jy gewoond is, jy agter die leeu aangaan, jy agter die beer aangaan, en kry die oorwinning, soos wat jy gewoond is, die Here dit vir jou gee. Ek weet nie vir wie die woord vanaand is nie, maar jy hoef nie die swaar kleed aan te trek nie. Gaan en soek die aangesig van die Here, soos wat jy gewoond is. Jy kry jou oorwinning. Verslaan die Goliat en kom terug met die kop vir almal, vir wie almal so voor bang was, en kom in die oorwinning. May you all be blessed.